Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, het lyk vir ons 'n bietjie sonnige week, alhoewel ons gister hier in die Oos-Vrystaat 'n donderbui of 2 gehad het en die mielies is nat, die boere sukkel om te stroop. Die vredesooreenkoms, dit lyk of dit hou, maar bietjie ongemaklik en natuurlik energiemarkte neig laer, so kom ons hou duime vas. Olieprys redelik laer hier na $77 'n vat. Uriumprys het ons ook laas week gesê het redelik skerp gedaal. En natuurlik die rand hier rondom 16.50. Dit lyk of ons so rondom R3-4 'n liter brandstofprysdaling kan kry. Maar die berigte is nog, die skepe beweeg nog nie regtig deur die straat van Hormuz nie. So wees maar versigtig. Ons het laas ook gesê, kry jou bestellings in lyn. Dan veral wat die kunsmis aanbetref, die pryse behoort al redelik te gedaal het. Het is onwaarskynlik dat die randwisselkoers onder die 16 sal beweeg, maar 'n mens weet nooit. Dan 'n bietjie iets anders, die IMF berig dat hulp aan derde wêreldlande besig is om skerp te daal uit die Europese en Westerse lande, omtrent 26% minder hulp laas jaar, en dit is tot 6% van ons buurlande se BBP is hulp van wat gekry word van Westerse lande vir sogenaamde armoedeverligting, gesondheid en dies meer. So dit gaan 'n impak hê op armoede in die streek en dan natuurlik by ons. Die FSA het aangekondig hulle gaan hulle HIV-program staak in Suid-Afrika. Dit kom al 'n hele klompie jare en dit is so R150 miljard blykbaar oor die laaste paar jaar, wat so 8 miljoen positiewe HIV-mense gegaan het. En natuurlik die rede is, die FSA sê ons regering ignoreer hulle versoeke, die probleme wat lê hiervoor. So hulle kan nie sien hoekom moet hulle ons bly ondersteun wat hierdie goed aanbetref nie. Ek dink dit gaan die gesondheidsdienste in die platteland redelik raak en ons sukkel reeds in die platteland. Dan goeie nuus in die suikerbedryf. Ons praat al 'n rukkie, die suikerbedryf is regtig in die moeilikheid, goedkoop suiker wat inkom. En nou praat oor koring, dit geld natuurlik vir suiker ook en hulle invoertarief is onvoldoende. In hierdie proses het Yola Tongaat, die suikerreus, in die moeilikheid gekom weens rekenkundige knoeiery met hulle boeke. Nou 'n swart nywerheidsmiljonair het vir die redding gekom. Hy het 75 miljoen se agterstallige skuld betaal en nog so 14 miljard se skuld saam met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie omskep in aandele. So dit hoef nie terugbetaal word nie. Dit is 14 miljard en dit was die groot probleem om dit terug te betaal. Dit kon nie werk nie. So kort vir die lank, die suikerbedryf totaal, hulle sê in Tongaat se stroomafbedryf tot 250.000 werksgeleenthede, die grootste deel van die Natalse platteland is klein en kommersiële suikerboere. So veeboere sal ook baie bly wees, want julle sal die verhandelsmerk Voermol herken. Dit behoort aan Tongaat en daar was 'n groot debat, gaan dit stop of nie, want dit is toch wel 'n gewilde voer in die veebedryf, produkte soos Maxivol, molassemeel, Voermol Super 18 en Voermol SB100, wat 'n mineraalbyvoeging is. So ek dink dit is regtig goeie nuus dat dit sal voortgaan en almal is bly daaroor. Teenoor is die slegte nuus. Daar's baie groot ongelukkigheid oor die departement van handel en nywerheid, die sogenaamde ITAC. Geen verandering aan die koring-invoertarief of die formule gebring het nie. Dit is 'n redelike gebrekkige stelsel en na my mening is dit 'n regte skop in die tande van die koringboere. Dit wys net weer vir my, daar's groot gebreke in ons landbou en ons nywerheidsbeleid. Invoere, ek het dan nou vir julle grafiekie wys, is regtig op ongelyke voet. Maar dink 'n bietjie weier. Dink aan die bedrywe nywerhede wat reeds omgedraai is, as gevolg van goedkoop invoere, gesubsidieerde invoere wat toegelaat word. Invoere wat nie onderhewig is aan byvoorbeeld ons minimum arbeidskostes nie, ons baie duur elektrisiteit. Die voorbeelde is die staalbedryf, wat besig is om ten gronde te gaan weens goedkoop Chinese invoere. Nissan fabriek in Gauteng is oorgeneem deur 'n Chinese karvervaardiger. Ons tekstiel- en klerebedryf is ook nek omgedraai deur goedkoop Chinese klere invoere. En so kan 'n mens aangaan. Nou hierby voeg ons nou natuurlik goedkoop suiker ook van Brasilië wat ons kan byvoeg. Nou hierby kan ons nou voeg Russiese koring van laer gehalte en laer pryse wat ingevoer word. Ons invoertarief is gebaseer op FSA koringpryse wat op die oomblik styg.
Maar die Russiese produksiekostes is baie laag, so ons voer dit in. Grootste deel, 50% van ons invoere kom van die Oostbloklande in Rusland. Ons kunsmisbedryf ook baie sleg en natuurlik die nuutste ene, hulle sê Kaapstad hawe is die swakste uit 400 hawens in die wêreld wat die Wêreldbank beoordeel het. Hy hoef nie baie slim te wees om te weet dat dit 'n groot bottleneck is nie. Wat is die dilemma? Die dilemma is ons ekonomie skep nie groei nie. Ons het 'n verbruikersekonomie geword. Ons gee nie aandag aan ons landbouproduksie, mynbouproduksie en nywerheidsproduksie nie. Ons wil alles goedkoop invoer. Intussen omtrent 40% van ons werkbevolking leef op staatstoelaas. So iets gaan meegee. Die vraag gaan wees, wat gaan dit wees? Maar dit is my baie duidelik dat ons beleid rondom produktiewe sektore kortregtig baie groot druk vanaf die produksiekant en ergens gaan iets meegee. Kom ons vat 'n advertensiebreek en dan gesels ons oor die markte. Die wêreld was verlede week nog erg deurmekaar en dan word daar boonop 'n super El Niño vir die toekoms ook voorspel. Moenie dat hierdie tipe nuus jou onderkry nie. Jy moet dalk mooi dink en beplan om jou boerdery se somme te laat klop, want kontantvloei is koning. Maar wat daarvan as jy skare genade 'n geleentheid gee om na jou bateversekering te kyk? Ons mag jou dalk net help om soos met van ons tevrede kliënte tot R40,000 of meer per maand op jou versekeringspremies te bespaar. Kontak sommer nou 083 6308306 vir 'n gratis kwotasie. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie-nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug luisteraars en natuurlik dankie vir Skare Genade vir die ondersteuning. Ek wil regtig vir julle sê, ons kan nie bekostig om onnodige geld uit te gee nie. Praat asseblief met hulle, jy kan net geld spaar en jy kan net jou kontantvloei regtig ernstig verlig. Nou wat is nuus in Amerika? Hulle mieliebedryf lyk goed, die meeste mielies is op, dit groei, hulle sê 70% word as baie goed geklassifiseer, sojabone 66% as goed tot uitstekend, maar hulle winterkoring sukkel, 26% is goed, so daarom styg hulle harde rooi koringpryse. Maar die probleem is, dis baie beter gehaald as Russiese pryse. En dan ook, daar word ook reeds begin spekuleer oor die grootte van die Suid-Amerikaanse mielie en sojaboonoeste. Onthou hulle is so 'n maand of 2 voor met die plantseisoen en hulle sê dat hulle verwagting is dit gaan minder geproduseer word. Dit is 'n gekompliseerde produksie, vooruitsigte met lae kommoditeitspryse, lae winsmarges, hoë kunsmispryse en ook knap krediettoestande soos hier by ons en dan sê hulle kom El Niño nog by. So dit is heel waarskynlik dat die pryse gaan draai en mense sal maar sien soos die jaar verloop. Ek sien Europa hierdie week het 'n rekord hittegolf, die hoogste temperature nog op rekord. So ja, dit is maar wêreldwyd onderste bo. Mielies hier by ons, stroopproses is maar stadig. Mielies is nat in baie streke. Dit kos baie duur om dit te laat droog, die droogkoste, so boere hang nou eers 'n bietjie terug. Maar daar is so 4,6 miljoen ton gestroop van die verwagte 17 miljoen ton. Hier en daar steek graad 2 kop uit en natuurlik is dit teen hierdie SAFEX-pryse minus jou vervoerkoste, se vervoerdifferensiaal nog jou graad ook nog laer prys kry, is dit regtig problematies. Wat ook problematies is op die oomblik, is daar slegs so minder as 100,000 ton witmielies uitgevoer van die verwagte 800,000. So die witmielieprys hang hier rondom 3.100, 3.200 rond. Is dit duur vir die veevoermark en dit is omtrent gelyk aan die geelmielieprys. Geelmielie uitvoere gaan wel uit, ongeveer so 400,000 ton van die verwagte 2 miljoen ton en dit gaan meestal na Vietnam en Korea, maar daar is nog 'n lang pad voor en dit plaas druk op ons mark. Dan soja is hoofsaaklik graag gestroop, tot 2,6 miljoen van die 2,7 miljoen ton is reeds gelewer. Pryse so 'n bietjie hoër, hier by R6.900 per ton. Ek dink die oestrek is nou af. En dan SAFEX sonneblom ook begin afplat. Daar's redelik so 95% van die oes gelewer. En nou kruip die prys ook stadig hoër hier na R9.000 per ton toe. Koringprys, julle, kyk na die grafiek wat ek vir julle wys.
Dis op die oomblik staffikse rondom 5.800. Dis onder gelykbreekprys. As jy na die grafiek kyk, sal jy sien, selfs met die nuwe invoertarief wat intussen verlaag is, land Russiese koring goedkoper hier by ons en dis van laer gehalte. Maar om die som verder te maak, het ek gaan terugkyk en as jy vervoerkostes, vragkostes uithaal uit die som uit, dan lyk dit vir my Russiese koring is hier rondom R4.000 'n ton produksiekoste. Nou daar's nie 'n manier wat ons daarmee kan kompeteer nie. Ons breek nie gelyk op hierdie pryse nie. Die boere maak regtig verliese. Ek wys vir julle daar op die grafiek. Omtrent 50% van ons koring kom uit die Rusland en die ou Russiese Republieke. Aardappelpryse bly onder druk, so R40 vir 10 kg. Veemarkte nie veel gebeur nie, bietjie op af. Natuurlik sien ons almal met groot verwagting uit dat die nuwe minister, dat hy die sweep gaan klap. Ons weet almal die dilemma lê by die staatsveeartsenydiens en die mense wat hom adviseer. En natuurlik op provinsiale vlak. So kom ons hoop dit raak beter, want dit gaan sleg. Beespryse, al effentjies opwaarts, nie veel nie, R65 'n kilogram klas A, klas C, ook so 'n klein bietjie op af, 58. Speenkalvers bly sterk hier rondom R44 'n kilogram. Ek dink heel wat boere is op soek na speenkalvers om op hulle mielielande af te rond en mielies. Lamvleispryse kruip ook weer stadig nader na R110 'n kilogram, hier rondom 106, terwyl wolpryse sywaarts beweeg, redelik stewig hier by R280 'n kilogram. Ons het al gesê die laaste jare wat is dit amper 50% hoër. Terwyl voerlampryse ook 'n bietjie stewiger raak, soos boere daarna begin op kyk en in te koop. Daarom mee af te sluit, die vark en hoenderpryse het begin daal. Varkpryse verder gesak hier na R32 'n kilogram. Dis natuurlik normaal in die winterseisoen wat ons al gepraat het met 'n groter aanbod. Terwyl hoender se pryse ook gedaal het. Vir die produsent ex-abattoir bevrore hoender R33 'n kilogram, dit was 35. So daar is ook verligting uit 'n verbruikershoek uit, maar vir die produsent bietjie laer pryse. Ek dink dis die nuus vir die week. Kom ons hou duim vas dat die vrede hou, dat die brandstofpryse gaan daal en dat die boere hulle oeste gestroop kry. Groete van Johan Willemse.